In een van die mees onwaarskynlike politieke stories van alle tye, het 'n seun wat tydens die Anglo-Boereoorlog in Amsterdam, Nederland gebore is, uiteindelik die leier geword wat Suid-Afrika na 6 dekades van Britse oorheersing weer tot republiekwording sou lei. Hendrik Verwoerd sou Suid-Afrika se geskiedenis onherroepelik verander deur aan apartheid 'n heel nuwe fokus en dimensie te gee as sy voorgangers. En die sistemiese hervormings wat hy bewerkstellig het, sou Suid-Afrika op 'n nuwe koers sit. Die pad na die gemeenebes van volksstate. Hendrik French Verwoerd, gebore in Nederland, groot geword tussen die Kaap, Rhodesië en die Vrystaat, het uit 'n gereformeerde en Kuiperiaanse Nederlandse familie gekom. As jong akademikus het hy vinnig bekend gestaan as 'n baie skerp denker met 'n sistematiese benadering tot politiek en samelewing. Sy opkoms binne die Nasionale Party het hom in 1958 verhef tot eerste minister van Suid-Afrika, waar hy apartheid 'n beduidende nuwe rigting gegee het. U sal onthou dat D.F. Malan en sy ander voorgangers het apartheid in die stede bewerkstellig waar verskillende volkere maar eintlik in dieselfde plek gebly het, net met 'n straat wat hulle skei. Dit is die sogenaamde legacy of apartheid wat ons vandag ken. Verwoerd het 'n heeltemal 'n ander idee gehad om apartheid meer autonome, selfbeskikkingsgerigte rigtings in te stuur. Onder sy leiding het die beleid verskuif van bloot die sosiale skeiding na die idee van afsonderlike selfregering vir elke volk. 'n Poging om apartheid staatkundig te veranker in die opkoms van nuwe volksstate vir elke volk. Groot bedrae van die blanke belastingbetalers se geld is ingestoot in honderde projekte van Bantu onderrig in elke een van die tuislande tot die opkom of oprigting van hospitale en allerlei infrastruktuur om seker te maak dat eendag hierdie Bantu state hulle self kan regeer as bona fide lande. Dit was Hendrik Verwoerd se idee gewees. Ten spyte van teenstand en selfs 'n sluipmoordpoging op sy lewe in 1960, het Verwoerd daarin geslaag om Suid-Afrika in 1961 tot 'n onafhanklike republiek te verklaar. Die vervulling van die dekadelange republikeinse ideaal wat onder ons mense geleef het sedert die Anglo-Boereoorlog en totale Britse oorheersing oor Suid-Afrika van die einde van die Anglo-Boereoorlog tot en met Verwoerd. Anders as sy voorgangers, Malan en Strydom, was Hendrik Verwoerd nie 'n Kaapenaar nie. Hy was in 1901 in Nederland gebore en het op 2-jarige ouderdom na die Anglo-Boereoorlog saam met sy ouers na Kaapstad verhuis. Hy het wel in die Kaap meeste van sy grootwordjare deurgebring, maar sy wortels was nie daar nie. Sy ouers het juis hierheen gekom omdat hulle 'n bepaalde simpatie met die Boererepublieke gehad het. Verwoerd sou egter slegs 'n gedeelte van sy kinderjare in die Kaap toe nou deurbring. 'n Gedeelte in Bulawayo in Rhodesië waar hy skool gegaan het by Milton High School en sou uiteindelik matrikuleer in die dorpie Brandfort noord van Bloemfontein in die Vrystaat. Verwoerd het uit 'n baie konservatiewe gereformeerde ouerhuis gekom en was lidmate van die gereformeerde kerk in Nederland, die kerkverband waarin Hendrik Verwoerd ook in Amsterdam in 1901 gedoop is. Verwoerd se pa, Wilhelm, was ook in Nederland 'n lid van die konservatiewe anti-revolusionêre party van Abraham Kuyper. En later sou Dr. Verwoerd meermale aan sy biograaf G.D. Scholz beklemtoon dat sy vader 'n bepaalde bewondering vir Abraham Kuyper gehad het. Verwoerd sou later studeer in Stellenbosch, aanvanklik teologie, maar kort daarna van studierigting verander na filosofie en sielkunde. Hier verwerf hy sy B-graad in 1921 en 'n M-graad in 1923. Kort daarna verwerf hy 'n doktorsgraad in Duitsland, voor hy terugkeer om as dosent by die Universiteit van Stellenbosch waar hy gestudeer het in sy voorgraadse studies te gaan werk. Vandaar klim hy vinnig deur die akademiese en politieke range. Sy reputasie as 'n briljante denker bring hom in 1937 na die Transvaaler, die Nasionale Party se koerant in Johannesburg, waar hy as redakteur aangestel word.
In hierdie rol ontwikkel hy 'n naam as die intellektuele stem van die Afrikaner nasionalisme. Iemand wat die beweging se idees in helder, rasionele, intellektuele terme kon formuleer op 'n vlak wat niemand voor hom ooit kon gedoen het nie. Toe die Nasionale Party in 1948 aan bewind kom, word Verwoerd deur D.F. Malan in die politiek ingetrek en vanaf 1950 tot 1958 dien hy as die minister van Naturelle Sake. 'n Sleutelportefeulje waarmee hy sy teorieë rondom afsonderlike ontwikkeling kon begin toepas in praktyk. Toe Strydom in 1958 sterf, was daar 'n tweestryd in die Nasionale Party. 'n Groot gedeelte van die MP's in die Kaap wou hê dat die Hoofvelius Ebenezer Donges tot leier verkies word, terwyl die meerderheid in die Transvaal en die Vrystaat Hendrik Verwoerd ondersteun het. Die sogenaamde Dongeskamp het in baie opsigte die meer pragmatiese Kaapse NP-tradisie van Malan verteenwoordig, teenoor die jonger, tog meer konservatief Republikeinse Transvaalse vleuel van Verwoerd. Verwoerd is egter uiteindelik deur die oorgrootste meerderheid van die MP-caucus tot nuwe leier verkies en is op 9 September 1958 ingehuldig as die nuwe eerste minister van Suid-Afrika. Wat interessant is dat waar Malan en Strydom se termyne daaraan gewy was om segregasie, veral in en op die stede te konsolideer en die land as apartheidsbeleid te sentraliseer, het Verwoerd hom van die begin af toegespits daarop op selfbeskikking en desentralisasie, sodat elke volk van Suid-Afrika eendag sy eie land kan hê. Dit was die droom van Verwoerd. Hierdie idee blyk ook duidelik uit die wetgewing wat onder sy bewind deurgevoer is. Slegs enkele maande na sy inhuldiging in 1959 is die wet op die bevordering van Bantu selfregering deurgevoer, waar volgens swart mense nie meer burgers van die Unie van Suid-Afrika sou wees nie, maar van hul eie tuislande. Hierdie was 'n uiters belangrike ontwikkeling, want dit het 'n drastiese skuif van sosiale segregasie onder Malan en Strydom na staatkundige skeiding teweeggebring. Na 1958 het Verwoerd apartheid van 'n sosiale skeidingsbeleid tot 'n volwaardige stelsel van onafhanklike afsonderlike staatsburgerskap ontwikkel. Met eie onderwys in elke tuisland, gesubsidieer deur die belastingbetaler in Suid-Afrika, grond vir elke tuisland, baie groter grond as wat hulle eers gehad het. Baie grond van boere is in daai tyd onteien, met goeie vergoeding natuurlik, om die tuislande te kan groter maak, sodat Verwoerd sy droom kon deurvoer om vir elke volk sy eie land te gee. En elke tuisland is administratiewe en wetlike autonomiteit gegee deur Verwoerd. Dit was nie meer apartheid tussen mense in die stede nie. Dit was apartheid tussen state, met ander woorde verskillende lande, en dit was ook hoe dit gesien was, dat hierdie verskillende lande was elkeen 'n bona fide, soewereine land op sy eie. The tendency in Africa for nations to become independent and at the same time to do justice to all does not only mean being just to the black man of Africa, but also to be just to the white man of Africa. We call ourselves Europeans, but actually we represent the white men of Africa. They are the people, not only in the Union, but through major portions of Africa, who brought civilization here, who made the present developments of black nationalism possible, by bringing them education, by showing them this way of life, by bringing in industrial development, by bringing in the ideals which Western civilization has developed itself. And the white man who came to Africa, perhaps to trade in some cases, perhaps to bring the gospel, has remained to stay. And particularly we, in this southernmost portion in Africa, have such a stake here
that this is our only motherland. We have nowhere else to go. We settled a country bare. And the Bantu came in this country and settled certain portions for themselves. And it's in line with the thinking of Africa to grant those fullest rights, which we also with you admit all people should have. We believe in providing those rights for those people in the fullest degree in that part of Southern Africa which their forefathers found for themselves and settled in. But similarly, we believe in balance. We believe in allowing exactly those same full opportunities to remain within the grasp of the white man who has made all this possible. Verwoerd het ook die proses gefasiliteer om nie net vir die verskeie swart volke skole nie, maar ook universiteite in hul eie grondgebiede te help oprig. Die Universiteit van die Noorde vir die Tswanas, die Universiteit van Zululand vir die Zulus, die Universiteit van Wes-Kaapland vir die Kleerlinge, die Universiteit van Durban Westville vir die Indiërs. Elkeen van hierdie universiteite is deur Verwoerd gebou met blanke belastingbetaalersgeld om ander volke te help opstaan sodat hulle hulle eie soewereiniteit kon ontwikkel. Onder Verwoerd is die rasse-identifikasie van burgers ook minder fenomenologies en meer geneties as wat dit onder Malan was, met wetgewing wat nou bepaal het dat kinders voortaan bloot outomaties dieselfde rasstatus het as hul ouers. Aanvanklik was daar nogal weerstand teen Verwoerd se beleid, veral omdat hy soveel klem gelê het op die ontwikkeling van swart tuislande en die skep van werksgeleenthede in die tuislande self. Dit is geweldig ironies. Vandag leer ons van Verwoerd dat hy hierdie ongelooflike bose man was wat al hierdie dinge van die swart Suid-Afrikaner ontneem het, maar sy eie tydsgenote het die presies die teenoorgestelde gesê. Verwoerd se tydsgenote was geweldig kwaad vir hom omdat hulle gesê het hy het soveel van die Afrikaners se geld gevat en gaan spandeer op al hierdie tuislande om hulle universiteite en hulle hospitale en hulle wetgewing en hulle administratiewe kantore en die fisiese strukture om hulle hierdie lande te regeer te gaan oprig. En hoe konsolideer ons hierdie twee? Wie het dan gelieg? Is dit vandag die narratief wat ons leer in die skole en die universiteite dat Verwoerd alles weggeneem het? Of was dit sy tydgenote wat kwaad was vir hom en gesê het, maar jy gee alles gratis op 'n skinkbord weg vir hierdie mense? Maar jy moet jouself dalk die vraag afvra, het hulle enigstens 'n rede gehad om te lieg in daai tyd oor die geld wat weggegee word? Hoekom sou hulle in daai tyd al 'n propagandaveldtog begin het om dit te laat lyk of Verwoerd eintlik 'n ou was wat alles vir die swart mense gegee het? Hulle kon ons nou nie geweet het dat in vandag se tyd na die einde van apartheid die teenoorgestelde gesê sou word nie. Dink so 'n bietjie daaroor. Hierdie stelsel het blankes toegang tot goedkoop swart arbeid ook drasties begin inperk. Nie eers 'n eerste sluipmoordpoging op Verwoerd se lewe in April 1960 kon genoeg politieke simpatie vir hom kweek by die meerderheid blanke kiesers nie. Waar die Nasionale Party onder J.G. Strydom se leiding in 1958 se verkiesing meer as 55% van die stemme verkry het Verwoerd baie steun onder blanke Suid-Afrikaners verloor, juis omdat die propagandaoorlog teen hom gesê het dat hy al die blanke mense se geld vat en vir swart mense gaan gee. Hierdie was juis die verkiesingsveldtog wat teen Verwoerd gehardloop is. Plakate wat juis hierdie boodskap oordra, en dit was die rede dat Verwoerd soveel steun verloor het. In sy eerste verkiesing as eerste minister in Oktober 1961 het die Nasionale Party teruggesak na slegs 46% van die stemme, die laagste wat hulle al ooit gekry het sedert hulle aan bewind gekom het in Suid-Afrika. Ten spyte daarvan dat hy op daardie stadium minder gewild as sy voorgangers was, kon hy in Mei 1961 iets regkry waarvan hulle net kon droom.
Hy het Suid-Afrika bevry van die Britse oorheersing om 'n meer soewereine republiek te word. 'n Vrye land wat uiteindelik sy eie belange kon eerste stel en internasionale verhoudinge kon aangaan volgens sy eie goeddinke en nie net na Brittanje se pype kon hoef te gedans het nie. At London's Lancaster House, it was clear that the opposition to Dr. Fairfoot and his government was too strong for Mr. Macmillan or anyone else to mollify. The Afro-Asian Canadian bloc would accept no compromise. But though leaving the Commonwealth, Dr. Fairfoot points out that South Africa will remain in the Stirling area and will continue her friendship with Britain. Hendrik Verwoerd het 'n baie duidelike plan gehad vir hierdie nuwe republiek. Alhoewel hy steeds vasgehou het aan die gedagte dat Engelse en Afrikaanse Suid-Afrikaners moet verenig in een volk, was sy tyd aan bewind die naaste aan 'n Afrikaner republiek of boererepubliek gedurende die hele apartheid-era. En hy het nie gehuiwer om te sê dat hy Suider-Afrika wil laat ontwikkel vanaf 'n imperialistiese eenheidsstaat na 'n gemeenebes van volksstate wat elkeen volwaardig homself kon regeer nie. Here we follow the example of the nations in creating separate chances of development for each of our racial groups. We seek to give the opportunity for cooperation in a novel way by the creation of a Commonwealth of Southern Africa as our ultimate aim. And in this Commonwealth, cooperation and consultation will be able to take place between all racial groups on the highest level. In ons volgende video gaan ons kyk na wat in hierdie eerste jare na republiekwording onder Verwoerd tot en aan die einde van sy termyn en ook daarna gebeur het. So bly ingeskakel op hierdie kanaal vir die res van ons reeks Die Waarheid oor Apartheid. Gaan kyk gerus ook na ons eerste episode in hierdie reeks oor hoekom dit juis belangrik is om hierdie onderwerp van apartheid aan te pak, deur eenvoudig op hierdie skakel op die skerm te klik. En onthou asseblief om 'n betaalde lid van die Willem Petse groep te word. Slegs met u ondersteuning kan u ons hande sterk om mense se harte te verander en die waarheid na buite uit te dra. Volg slegs die stappe op die banier onder my op die skerm. Totsiens en God seën elkeen van u.